Ek het op die platteland groot geword in Vryburg. En wanneer ons Johannesburg toe gegaan het, was jy in 'n ander dimensie. En as ek vir iemand moes vertel hoe dit was, hoe dit anders was as Vryburg, kon ek omtrent nie. Dis iets wat jy nie sal glo nie. Dis fenomenaal. Dis wat gebeur met die koms van die Heilige Gees. Ons vier Pinkster en ons dink oor die uitstorting van die Gees. Dis anders, groter as wat ons ooit kon dink. Kom ons kyk vandag daarna. Here, as U in ons lewens verskyn, is U nie net 'n byvoegsel nie. U is alles. En ons wil dit so hê, en ons bid dat U ons sal help om dit te verstaan. Amen. Ons lees Handelinge 1, vers 4. Dis die fase nadat Jesus opgestaan het uit die dood, het hy saam met sy disippels tyd verwyl, sê Handelinge 1 vir ons, vir 40 dae lank, en hierdie insident vertel hy van vers 4. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Dan hoofstuk 2. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. En skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul, en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het, om onder sy leiding te doen. Tot sover. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. Tot op daardie stadium is een van die totale hoogtepunte van 'n lewe, die besluit om 'n nuwe lewe te begin. En Johannes het hulle gehelp om dit sigbaar te herdenk, deurdat hulle in water in is en gewas is, en dit 'n teken was van hulle ou sondige lewe wat afgewas was, en hulle 'n nuwe lewe begin het. So dit was iets wat altyd vir hulle werklik was en kosbaar was. Maar sê Jesus, daar kom iets anders. Dis in daai rigting, maar dit gaan totaal anders wees. En hy sê, julle moet net 'n paar dae wag. Dit is iets wat julle moet gaan doen nie. Julle hoef nie te gaan doop of enige iets nie. Julle moet niks doen nie. Daar gaan iets verstommends gebeur, wat geen gelyke nog ooit gehad het nie. En dan net 'n paar dae later, sien ons dat hulle bymekaar is, 'n geweldige stormwind wat die hele vertrek vul, en 'n vuur tonge wat op elkeen van hulle afkom, en dan hierdie. En almal is met die Heilige Gees vervul. En skielik begin hierdie verwagting, wat by Johannes se doop begin het, mag sê, dit gaan iets heeltemal anders wees. Dit gaan nog groter wees. Begin skielik vir ons nuwe betekenis kry, as die Heilige Gees hulle vervul. Dis iets wat van buite met hulle gebeur. Dis amper soos ons sou kon sê, soos met 'n handskoen, waar hulle gewone mense was, 'n handskoen so op sy eie, kan nie veel doen nie. Hy kan daar lê en beloof dat hy jou sal help om iets skoon te hou of warm te maak, maar hy kan niks doen nie. Maar die oomblik is daar die handskoen 'n hand inkry, word dit totaal iets anders. Dan kan hy goed doen. Goed doen wat die handskoen op sy eie glad nie kan doen nie. Hy het die hand nodig om dit te doen. En dis hoe dit is, as die Heilige Gees in ons kom. Die Heilige Gees is Jesus wat totaal beheer oorneem van ons. Iemand het dit nou eendag mooi gesê. Hy sê dis soos dat ons God se projek word. Waar dit ons was wat altyd uit eie krag goed moes doen, word dit God wat deur ons dinge doen. Ons prestasie word sy probleem. Dis hy wat ons gebruik om dinge te doen wat wys dat hy God is. Dis iets verstommends. Dis iets wat daar nie gelyke voor is nie. Charles Blondin was 'n Franse waagartiest wat op 'n gespanne kabel
oor plekke geloop het, en een van sy bekendste was oor die Niagara waterval in Amerika, 340 meter ver, 50 meter hoog, het hy op hierdie tou geloop. En hy het op allerhande maniere oor hierdie tou geloop, met 'n kruiwa en met 'n stoof. Hy het die stoof tot halfpad gevat, toe het hy omelet gaar gemaak en daar geëet en toe verder gestap. Hy het geblinddoek gestap, hy het allerhande goed gedoen. Dan word vertel dat hy iewers vir iemand gesê het, glo julle ek kan oorstap? En almal sê ons glo dit, want jy het dit nou al honderde kere gedoen. En dan sê, glo julle kan hierdie kruiwa oorstoot? Ja nee, jy het dit al 'n klomp keer gedoen. Wie van julle wil in die kruiwa klim? Toe wil niemand inklim nie. Pinkster is die tyd waar ons gelowig waag met Jesus. En waar ons sê, ek sal in die kruiwa klim. Saam met hom sien ek vir enigiets kans. En wie is ek? Ek is bloot iemand wat 'n middel is tot sy beskikking, waar hy beheer oor my neem en deur my dinge doen wat ek nie geglo het ek kan doen nie. Hierdie mense het in tale begin praat wat hulle nie geken het nie. En dit was onder leiding van die Gees. Dit was nie 'n gebrabbel nie, dit was nuttige tale. En ons sien later, daardie tale was verstaanbare tale wat die evangelie oorgedra het aan mense wat hulle lewens vir die Here gegee het. Dis wat gebeur as die Gees oorneem. Ons doen totaal vreemde, ongelooflike, wonderlike, nuttige dinge. Dis ons verwagting hierdie Pinkster. Kom ons vra die Here dat hy ons sal gebruik, dat hy sal oorneem. Here, dankie dat U ons Here is. En dat U groot dinge doen, wonderlike dinge. Maar niks wat ons ongemaklik laat nie. Dinge wat vir ons wonderlik en kosbaar is, dinge wat die wêreld nodig het. Dankie dat ons U onwrikbaar kan vertrou. Wil U ons vervul? Wil U totaal beheer neem? Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.